So, voordat ons begin met ons studie in Romeine, wil ek net noem, ek dink baie keer vergeet ek om net eers te stop en net weer 'n bietjie te verduidelik, hoe studeer ek my Bybel? Wat moet ek en jy doen? Hoe kan ek en jy ons Bybel studeer? En ek praat van nie net casually deurlees, vat jou Bybel, maak hom oop en lees net 'n paar verse of 'n paar hoofstukke nie. Ek praat van hoe studeer ons Bybel. Ons stop nie altyd genoeg om onsself te herinner hoe lyk hierdie tipe studie nie. Nou vir wat dit werd is, ons leef in die inligtingsera, wat beteken dat ek en jy baie maklik wat ons kan by inligting uitkom, en so twee van die mees kragtige sagte ware wat jy het vir jou selfoon en vir 'n rekenaar, en ek sit dit vir jou op die skerm, is YouVersion, waarop jy Bybels kan kry. So as jy in 'n diens sit, maak jou YouVersion app oop. As jy hom nie het nie, download hom. As jy nie weet hoe om te download nie, vra iemand jonger. Maar vir wat dit werd is, YouVersion het basies in verskillende tale, verskillende vertalings, het hy die Bybel. Dis 'n baie maklike, goeie, gebruikbare tool wat ek en jy kan gebruik. As jy hom wil oopmaak op jou rekenaar by die huis, dan gaan jy na bible.com toe, en dit gee vir jou presies dieselfde inligting as wat jou YouVersion app gee, en wat ek nou gaans van baie van hou, veral op die rekenaar weergawe. Ek weet nie of hy dit op die foon doen nie, of dit dalk op 'n tablet weergawe doen nie, maar jy kan 'n parallel doen, wat beteken jy kan twee vertalings gelyktydig oopmaak, en jy basies werk so saam met hom deur, kom ons sê Romeine 8, en hy tel hom op vir jou in twee verskillende vertalings. So YouVersion is 'n ongelooflike goeie tool. Die ander ene wat ek baie gebruik is eSword. Nou eSword op die rekenaar is gratis. Ek dink as jy hom download na jou foon toe, is dit iets soos R80, wat nie vreeslik baie is nie, maar dis basies 'n tool wat 'n mens ook ongelooflik mee baie kan doen, en veral as 'n mens 'n bietjie meer dieper wil delf as net Bybel fisies lees. En so as ek en jy nou either hierdie programme oopmaak, dan is die volgende vraag, watse vertaling moet ek gebruik? En my voorstel is gewoonlik dat jy 'n paar vertalings gebruik. Nou, meeste van die tyd wanneer ek vir jou 'n Bybel van die vooraf lees, bloot net omdat my Afrikaans nie baie goed is nie, hou ek van die Nuwe Lewende Vertaling. Hy breek hom net bietjie meer af, 'n bietjie meer plat verstaanbare Afrikaans. Partykeer is hy nog steeds my hogere Afrikaans. En dan moet ek terugval na die Engels toe net om te gaan verstaan wat daar aangaan. Maar die Nuwe Lewende Vertaling is vir my 'n goeie leesbybel. Maar wanneer ons 'n studie doen, wanneer ek en jy spesifiek stop en sê, okay, maar wat wil ons sien woord vir woord, wat kom baie naby aan die Grieks, dan gebruik ek en jy die Afrikaans 2020. Ek moet sê, ek het hom onlangs ontdek, en ek het nogals 'n liefde vir hom begin kry. Ek voel in party areas doen hy vir my baie beter as die Afrikaans 53. Maar dis 'n goeie vertaling om dan te kan gebruik. So jy kan tussen die twee basies dit vergelyk met mekaar. En dan natuurlik vir die Engelssprekendes, en dies wat ernstig is in terme van Bybelstudie, het jy jou Engelse NASB, dis jou New American Standard Bible, 2020 weergawe. En die groot ding is, ek weet jy, ons is nou in die Vrystaat en nie almal is goed, jy gebruik Engels net vir self-defense. Maar die grootendeels hoekom ons gaan vir die NASB is, hy is op hierdie stadium gerank as die heel beste vertaling wat vanaf Grieks na Engels toe gevat is, of vanaf Hebreëus na Engels toe. En so hy doen 'n ongelooflike goeie werk in terme van dit. So as 'n mens wil teruggaan na die oorspronklike sin wat die skrywers neergeskryf het en daai basies vertaal in Engels in, dan sal ek en jy soontoe kan gaan. So elke nou en dan sal ek terugslaan soontoe net bloot oor die absolute diepte wat daarin is. En al drie van hierdie is gratis beskikbaar op YouVersion. As jy op eSword dan wil kyk, Nuwe Lewende Vertaling gaan jy moet koop. Die Afrikaans 2020 is nie beskikbaar op eSword nie. En die NASB moet jy koop op eSword spesifiek. Op eSword het ek hom gekoop, juist vir die laaste een is 'n funksie. Jy kry die NASB 2020+. Dis eintlik die ene om te kan sê dat hy het 'n concordance by hom, is 'n woordeboek wat hy by is. So hy gee vir jou eintlik die verwysing van elke woord
na die Griekse of na die Hebreëse woord toe. So met ander woorde, as jy die versie lees in die NASB, die ene bo hom, dan gaan hy vir jou daai selfde versie net so woord vir woord lees, maar hy gaan 'n klein nommertjie langs elke woord sit. En elke keer as jy met jou muis basies oor hom hawer, dan vat hy vir jou na die oorspronklike Griekse woord toe en wat daai woord sal beteken. Hy breek vir jou 'n hele mooi betekenis af en so dan gebruik ons die Strong's Dictionary of die Thayer Dictionary. En hierdie is tipies tools wat nie vreeslik duur is nie. As ek praat van jy moet die NASB koop in eSword, praat ons hierso van onder R400 vir 'n Bybel. En so hierdie is belangrike tools. Nou wat ek nogals hou van eSword spesifiek is daai funksie vir die Grieks en vir die Hebreëus wat 'n mens daar gebruik. En binne in eSword kan jy ook gaan commentaries download. Wat beteken jy kan nou gaan en jy kan na ander ouens wat kom ons sê Romeine 2 gaan studeer het, hulle opinie gaan lees oor wat hulle verstaan van Romeine 2 en hulle lig dan vir jou woorde uit om te sê hierdie is 'n vreemde woord en is belangrik dat jy gaan moet kennis gee of aandag gee aan hierdie spesifieke woord. So as jy nou wil gaan kyk na ouens wat goeie commentaries het, William Barclay het 'n baie goeie commentary. Ek dink een van jou mees moderne ouens is nou David Guzik. Jy kan ook partykeer op sy YouTube channel gaan en gaan kyk spesifiek oor wat se preke hy doen oor die goeters. As jy wel YouTube gebruik, kom ons sê ons doen 'n studie en jy maak Jakobus 2 oop en jy wil graag meer inligting kry en jy weet nie hoe werk eSword of die commentaries of enige van daai tipe goeders en jy gaan maak YouTube oop en jy sê James 2 sermon. Jy soek net 'n preek oor Jakobus 2, dan kan jy gewoonlik preke kry oor hierdie goeders. Wat ek net wel sal voorstel is dat jy nooit minder as 4 ouens gaan navors nie. So met ander woorde, dis maklik dat 1 of 2 ouens baie keer veral omdat die analytics sê vir jou, jy hou van hierdie tipe ou, so hierdie ou is soortgelyk aan hom. So jy gaan baie maklik 2 ouens kry wat dieselfde opinie gee. Maar bloot omdat jy nie altyd weet wat gebeur nie, is dit altyd goed om so at least 4 ouens se opinies te vat en al 4 te hoor wat sê hulle van Jakobus 2 om die volle prentjie agteruit te kry. Dis as jy dit nie self gaan studeer nie. Nou as jy 'n hele lys wil kry vir ouens wat ek gewoonlik gebruik, ek dink aan die einde van my heel laaste studie van ons Johannes, het ek 'n lys gemaak van klomp mense wat ek gebruik. En ek dink dis seker 'n stuk of 20 verskillende mense waarna ek gewoonlik verwys as ek deur my studies gaan. Nou die vraag is, hoekom sê ek hierdie vir jou? En dis tweevoudig. Nommer 1, want ek wil hê jy moet die woord studeer met alles wat in jou is. Ek wil hê jy moet 'n liefde kry vir die woord. En hier is die rede. Ek gaan eendag voor die Here staan en ek gaan moet rekenskap gee. En die Here gaan vir my gaan sê, Jean, het jy getrou mense geleer om die Bybel te studeer? Nie net deur te lees nie, net jou Bybel oop te maak en vir jou gewete te sis, 'n paar versies lees of 'n hoofstuk of 2 lees en toeslaan en neersit en dis al wat jy het nie. Ek praat van leer en deel maak van jou lewe. En ek moet vir die Here rekenskap gee oor of ek dit gedoen het. En dis die eerste rede hoekom ek vir jou hierdie vertel. Ek gee vir jou die tools en dis die hart, is dat jy hierdie goeders moet verstaan en vat en deel maak van jou lewe. Die tweede ding hoekom ek hierdie vir jou sê is, jy gaan eendag voor God staan en rekenskap gee. En jy gaan vir hom moet sê, Here, hierdie is hoe ek u woord verstaan het of nie verstaan het nie. En hier is die groot ding, dieselfde soos met SARS, is jy kan nie eendag voor God staan en sê, skus, ek het nie geweet nie. Dis wat SARS doen. SARS kom en hy sê, maar hoekom gee my nie my geld nie? Skus, ek het nie geweet nie. Nee, daai tel nie. Jy gee my jou geld, klaar. So met ander woorde, jy kan nie die eendag voor God staan en as hy vir jou vra, maar hoekom het jy nie die woord toegepas in jou lewe, sê, maar ek het nie geweet nie. Dan sê, onthou jy, 27 April 2025, toe sit jy in die kerk, nee? En toe gee hulle vir jou tools om te kan gebruik, om te kan self 'n studie doen, en jy het dit nooit toegepas nie. En so dis die hart. Ek en jy moet verstaan, dat wanneer ek en jy na die woord kyk, dis nie net 'n nice to have nie. Eendag gaan ek en jy rekenskap gee, oor hoe ons hierdie woord toepas en deel maak van ons lewens. En so moenie vir 'n oomblik dink, dat dit is net, maak oop, lees 'n paar versies, verstaan nie lekker wat daar aangaan nie, en kom ons gaan net verby nie. Daar's 'n rede dat ons stop en stadig vers vir vers deur hierdie goeters gaan en sê, maar Here, hoe gaan ons hierdie 4 verse verstaan
En hoe gaan ons hierdie 4 verse deel maak van my lewe? En so dis belangrik dat ek en jy, as jy Bybel lees, hoor mooi, lees stadig. As jy deur 'n hele Bybelstudie gaan en jy het 2 verse gelees, is dit fyn. Moenie dink dat dit is amazing vir mense wat al sê, "Oh, hulle het al deur hulle hele Bybel gelees. Ek wil ook deur my Bybel lees." En dan kom jy aan die einde van die Bybel en jy verstaan letterlik 90% nie wat jy gelees het nie. Stop en gaan stadig. En elke keer as ek en jy 'n boek oopmaak, dan vra ons onsself, wie is die skrywer? Vir wie het hy geskryf? Wie is die audience? En hoekom het hy vir die audience geskryf? So terwyl ek en jy deur Romeine gaan, dan sê ons onsself, okay, Paulus is die skrywer. Vir wie het hy dit geskryf? Hy skryf dit aan 'n gemeente in Rome en hierdie gemeente in Rome het 'n klomp diverse groep mense wat daarin is. En hoekom skryf hy dit vir hulle? Want hy skryf juis dat hulle die liefde van die evangelie, die goeie nuus, moet ontdek. Hy was nog nooit by hulle gewees nie. En so hy wil kom en hy wil vir hierdie ouens 'n basiese beginsel gee om aan vas te hou oor wat jy moet verstaan van God en sy goeie nuus. Dis hoekom hy dit skryf. En so elke keer wanneer ek en jy gaan stop en stadig lees, dan herinner ons onsself, wie is die skrywer? Aan wie skryf hy dit en hoekom skryf hy dit? Want dit sit vir my en vir jou die konteks oor hoekom ons dit lees. So dis die hart. En so vanoggend doen ons Romeine 2 vers 11 tot 16. Ek wil hê jy moet begin met vers 16. Bloot net want ek en jy moet verstaan, hierdie wat ek nou gesê het 'n impak oor ons toekoms, die dag wanneer ek en jy voor die Here gaan staan. En hy sê vers 16, hy sê so sal dit ook wees op die oordeelsdag, wanneer God deur Jesus Christus sal oordeel oor die verborgde dieptes van ons lewe. Wat beteken? Dit sê ek en jy moet weet dat hierdie lewe wat ek en jy nou hanteer, kan ons nie casually deurgaan nie. Jy staan eendag voor God en jy gaan vir hom moet rekenskap gee oor wat jy nou doen, wat jy gister gedoen het en wat jy môre gaan doen. Jy gaan moet rekenskap gee. En so voordat jy afswitch tydens die diens, wil ek net vir jou sê dis belangrik om aandag te gee aan hierdie boek van Romeine, veral hoofstuk 1 en hoofstuk 2 en hoofstuk 3, want hy gee vir ons die grondslag oor wat beteken die goeie nuus. Ons hou nie van die slegte nuus nie, maar as ek en jy nie die slegte nuus kry nie, gaan ons nie verstaan hoekom is die goeie nuus reg so goed nie. So dis die hart, dat ek en jy moet verstaan, dat ons Bybelstudie ernstig opvat. Dat ons hierdie goeders stop en sê, maar hoe kan ek hierdie deel maak van my lewe? Want jy gaan nooit voor God kan staan en sê ek het nie geweet nie. Jy het nie daai voorreg nie. So, Romeine 2 vers 11 tot 16, hy sê, God trek immers niemand voor nie, want almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet veroordeel word. Want dit is nie die blote aanhoor van die wet wat mense vrymaak van God se oordeel nie, dit is hulle wat God se wet gehoorsaam, wat God se vryspraak sal ontvang. Wat nou die nie-Jode betref, wat nie God se geskryfde wet het nie, as hulle instinktief die vereistes van die wet nakom, selfs al het hulle nie die wet nie, stel hulle vir hulle self 'n wet. Hulle optrede toon duidelik dat die vereistes van die wet in hulle harte geskryf staan. Boonop bevestig hulle gewetens dit ook deurdat hulle gedagtes hulle of aankla of vryspreek. So sal dit ook wees op die oordeelsdag, wanneer God deur Jesus Christus sal oordeel oor die verborgde dieptes van ons lewe. Dit is deel van die goeie nuus wat ek verkondig. Hy begin hierso met vers 2 vers 11, hoofstuk 2 vers 11, en hy sê hierso in die Nuwe Lewende Vertaling, en sê, God trek immers niemand voor nie. Die Afrikaans 2020 gaan sê, wat God beoordeel niemand volgens sy uiterlike nie. Nou daar was 'n ou gewees met die naam Conrad Lawrence, en hy het 'n prentjie geskep, wat hulle basies 'n MRI gevat van mense wat kyk na 'n babietjie se gesiggie, né? Nou hoe cute is nie daai gesiggie nie, hè? Is pragtig. Okay, maar nou hier is die groot ding. Hulle het gesê baby skema volgens Conrad Lawrence sê dat wanneer 'n persoon na 'n kind kyk,
Groot oogies, ronde gesiggie, baba features, selfs in honde en katjies en alles wat cute is en cuddly is. Die oomblik wanneer ek en jy dit sien, dan is daar biologies iets in jou wat dit wil eerstens beskerm en dit wil versorg. So met ander woorde, as jy regtig daai babietjie moet voor jou sien en daai gesiggie lyk so, gaan daar iets in jou wil wees wat sê, okay, maar kom ons beskerm hierdie kleintjie en kom ons maak seker hierdie kind kom weer by sy ouers uit, of as iets gebeur, die ouers is dies wat die aandoenings is, dan sal ons sê, okay, maar wag, hoe kom ons nou en seker maak die kleintjie is reg. Nou lag ek nou in ons huis, ons is nou op daai emosiefase. So, pappa raak kens oor al die emosies in die huis. Ek weet nie wat om te doen met so baie girls in die huis nie. So, dis vreemd. Ek het groot geword met 'n boetie, ek het groot geword met 'n klomp stiefbroers, en ek het groot geword met manne en testosteroon. Ek weet nie hoe doen ons emosies nie. Ek sê amazing nie. Maar so partykeer kom ek baie hard en baie bombasties voor, en saam met hard en bombasties kom baie huil en baie skree. En dan dink ek partykeer gaan die bure iemand bel om te kom kyk wat doen hierdie pa nou aan sy dogters. Dit is basies wat gebeur. As jy wil iets doen die oomblik wanneer ons hierdie goedes gaan om juist te beskerm en juist om seker te maak dat jy kan hierdie kind versorg. As ek sit dan altyd dink by myself, ek leer my kinders dat as julle ons ooit verloor in die dorp, as julle ons nie sien nie, as julle nie weet waar ons is nie, in Checkers het julle besluit, julle hak vas by die poppies en pappa gaan na die braai toerusting toe. As jy iewerste in daai situasie is, al wat jy doen is hardloop na 'n mamma toe wat 3 kinders het wat aan haar hang, want daai mamma verstaan iets van versorg en beskerm. En sy sal seker maak dat jy veilig is. En dis die hart. Daar's 'n biologiese ding in ons om te versorg. Nou, as ek en jy Romeine 2 vers 11 lees, en hy sê God oordeel niemand op sy uiterlike nie, dan sê ek vir jou, al is jy so cute soos hierdie babietjie, en jy staan voor God, gaan dit geen invloed hê op hoe God ons oordeel nie. Hoor mooi, maak nie saak hoe cute jy lyk nie. Maak nie saak wat se voetjie jy voorsit nie. Maak nie saak wat jou uiterlike is nie. God gaan nooit volgens dit beïnvloed word as dit kom by jou oordeel nie. Wat beteken? Is God oordeel vir my en vir jou presies dieselfde. En of jy iemand is wat vir die wêreld of 'n klomp mense daar buitekant is, aantreklik is, en jy dink jy is God se geskenk aan die wêreld, gaan God jou nog steeds oordeel, soos dat hy my oordeel. En hy gaan nog steeds die persoon oordeel wat 'n lae selfbeeld het en voel dat niemand hou van my nie. Ek het 'n tannie geken wat gesê het, ek is die lelikste persoon in hierdie aarde. En ek het altyd myself gesê, maar hoe is dit moontlik dat iemand ooit daai prentjie kan hê van hulle self? En hier's die groot ding. Maak nie saak wat jy dink van jou uiterlik nie. God gaan nooit jou anderste oordeel, maak nie saak wie jy is, wat jy het of hoe jy lyk nie. Wat beteken? Is wanneer ek en jy voor God staan, antwoord ons dieselfde vraag. En die groot ding is jy kan nie dan sê, "Woeps, ek het nie geweet nie." Ons het nie daai luxury nie. Ons het nie die luxury nie. In 'n hof kan jy nog staan en as jy jou goedjies nou mooi reg in die ry het, kan jy dalk nog 'n paar wit lintjies ingooi en wegkom daarmee. Dis nie wat gebeur voor God nie. Hy gaan reguit inkyk in ons harte in en ek en jy moet dan daar voor God rekenskap gee. Nou, onthou net gou eers wat is die konteks van hoe ons onsself hier gekom het. Romeine 1 vers 18 kom hy en hy praat van 'n groep mense wat hy as goddeloos gaan verklaar. Hy klomp en hy gee die klomp goeders om te sê hierdie is goddelose mense. Teen die tyd wat ons by Romeine 2 vers 1 kom, dan sê hy, jy sit en jy kyk na daai mense en jy sê, "Oeh, julle is so sleg." Hy sê, "Nou praat ek met jou." En dis waar sy fokus nou is. So hy is nou besig om te praat met kerkmense,
Hy is nie nou besig om te praat van die ouens daar buitekant nie. Hy is nie nou besig om te praat van die goddeloses nie. Hy praat nou met my en jou. Dis met wie God nou op hierdie stadium praat. En so as ek en jy dan gaan lees, dan lees ons Romeine 2 vers 12, dan sê hy, want almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet veroordeel word. Nou voordat ons hierdie ding gaan verduidelik, kom ek bespreek net gou met jou Paulus se audience. Okay, so ons kan vir onsself sê, Jode daai tyd het hulle self altyd geklassifiseer as daar's twee groepe mense. Ek sê dit vir jou op die skerm. Daar's 'n Jood en daar is 'n nie-Jood. Dis basies jou twee groepe mense. Wie jy is, van waar jy kom, is irrelevant. Jy is of 'n Jood of jy is 'n nie-Jood. As jy nie gebore is as 'n Jood nie, dan is jy 'n nie-Jood. Of jy in Afrika bly, of jy in Amerika bly, of jy in China bly, jy is 'n nie-Jood. Jy is net nie deel van ons nie. So dis hulle perspektief gewees van dit. Maar die oomblik wanneer ek en jy kyk na die tipe audience waarna ons nou gaan kyk, dan kan ons hierdie twee groepe opdeel ook in elkeen hulle eie twee groepe. Ek sê dit vir julle op. In die Jode het jy 'n groep wat ongelowige Jode is. Nou as ons praat van 'n ongelowige Jood, dan praat ek van iemand wat nie glo as Jesus as die Messias in sy lewe nie. So jy het 'n klomp gelowige Jode wat iewerste gesnap het dat Jesus is die Messias en hulle geloof en hoop in Jesus gesit. Maar dan het jy aan die ander kant ouens wat net plainweg hulle is Jode, maar hulle weier om te glo in Jesus as die Messias. So dis jou twee groepe daarso en dan presies dieselfde onder die nie-Jode. Jy die ongelowiges, so jy dis wat daar uitgaan en ons ken hulle as die goddeloses. Goddeloses is waarna hy gaan verwys in die Romeine 1 vers 18. Dis mense in die wêreld, dis ouens wat net leef soos hulle lus het. Hierdie ouens is nie Jode nie, maar hulle is wragtig goddeloos. En dan het jy nie-Jode wat tot geloof gekom. Nou dis nou die kategorie waarin ek en jy sou gewees het. Jy is nie gebore Jood nie, maar jy glo dat Jesus vir ons gesterf aan die kruis, hy het dood gegaan en hy het opgestaan en my geloof en my hoop is in hom. Dis dan in die kategorie waarin ek en jy is. So as ek en jy vir onsself hierdie vraag gaan vra, want vir my en vir jou om hierdie gedeelte te verstaan, moet ons verstaan daar is twee groepe, Jode en nie-Jode nie. Maar binne-in dit het jy gelowiges en ongelowiges. En dit mag dalk anders te lyk vir elke keer met wie hy praat en so ons gaan so elke nou en dan moet teruggaan en hierdie ouetjie vir ons mooi gaan afbreek. So as ek en jy wil gaan praat net oor die Jode wat gelowig is. Kyk in jou Bybel, Romeine 2 vers 17. Dis nou volgende week se preek, maar hy begin hierso met die stelling en dan sê hy, jy dra die naam van 'n Jood. Jy vertrou daarop dat jy oor die wet van God beskik en jy spog daarmee dat jy 'n spesiale verhouding met God het. So hy praat met Jode, daar's 'n plek wanneer hy praat spesifiek met Jode. Nou wanneer hy praat met Jode wat die wet het, is dit belangrik om te verstaan dat wanneer ons praat van die wet, dan praat ons van 613 reëls wat God vir die Jode gegee het. En hierdie word beskou as die wet van God. Nou hierdie wette is alles vanaf hoe maak 'n mens offers, hoe hou jy jouself reinig, wat jy mag eet en nie mag eet nie, en dan natuurlik die wat ek en jy, al wat ek en jy ken van die 613 wette. Ek meen, jy het nie 'n cooking clue wat in daai 613 is nie, maar ons ken die top 10. Nee? Kom ek sê dit vir julle op. Julle ken die top 10? Ja, sê, jy moet God alleen aanbid, dis die 10 gebooie. So met ander woorde, jy moet God alleen aanbid. Jy mag geen ander afgod maak nie. Jy mag nie God se naam uitelik gebruik nie. Jy moet die Sabbat geheilig hou. Jy moet jou ouers eer. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Mag nie lieg nie. Jou vertaling sal eintlik vir jou sê, mag nie valse getuienis aflê nie. En dan die laaste een is, jy mag nie begeer nie. Okay, so dis wat ek en jy, as ek en jy dink aan die wet. Ons ken hierdie 10, maar dis eintlik die eerste 10 van 613 wette wat gegee was vir 'n Jood. En 'n Joodse vereiste was om al 613 van hierdie wette te gehoorsaam. Dis 'n lys reëls. Dis baie. Nou, die oomblik wanneer ek en jy Galasiërs gaan lees, dan kom Paulus en hy sê op 'n stadium, dan sê hy dat hierdie wette
se doel was om vir my en vir jou as mens te laat weet dat ons kan nie by God se standaard uitkom nie. God se standaard is ver groter as 613 reëls. Sy vereiste van ons as mens is 613 reëls. En ek en jy gaan op jou beste dag nie al 613 kan regdoen nie. En so die doel van hierdie wette is eintlik om vir my en vir jou te wys dat jy is nie goed genoeg om by God se standaard uit te kom nie, want as jy die wet ken, gaan die wet jou veroordeel. So dis wat hy vir ons in Galasiërs gaan sê, so hy praat die hele die Galasiërs deur daarvan, dis sy hart. En so nou kom hy en hy sê, verstaan gou dat daar is 'n groep mense wat die wette het. God het vir hulle hierdie wette gegee. En nou, dis wat hy nou vir ons gaan sê in vers 17, hy sê, party ouens sê, maar ons is Jode, en ons het die wette. So dit beteken, God gee ons eintlik meer guns as die ander ouens. En hier kom hy en sê, wow, wees versigtig. Maar die feit dat jy die wette het, beteken dat jy gaan geoordeel word op grond van hierdie wette. So dis wat ons het vir hierdie groep mense. So jy het basies hierdie mense wat Jode geklassifiseer is en die Jode het dan hulle reëls. Tweede groep mense waarna ons gaan kyk, is ons gaan kyk na die nie-Jode, die ongelowige nie-Jode. Nou dis wat ek en jy bespreek het toe ons in Romeine 1 was. Romeine 1 vers 18, hy lees vir ons die volgende. Hy sê, so van sy hemelse woonplek af maak God sy straf bekend oor die mense wat goddeloosheid en ongeregtigheid bedryf en so die waarheid onderdruk. So daar's mense wat hierdie lewe ingaan en jy ken dalk van hulle. Wat hierdie lewe ingaan en hulle sê, maar ek gaan nie God volg nie, ek gaan hom nie dien nie, ek gaan hom nie ken nie, want ek glo nie God bestaan nie. En dan kom hy vir hierdie einste mense, en hierdie ouens het nie die wet nie. Maar nou kom hy in vers 19 en hy sê dit, en dan sê hy hierso, in hulle hart het hulle immers 'n duidelike besef van God, want God het dit aan hulle bekend gemaak. So, ek gaan nou nie weer terug gaan na die studie toe, maar twee goeders vind plaas in hierdie tipe mense. God het eerstens binne in hierdie mense 'n godsbesef gesit. So, of hulle daar teen skop, en of hulle daai ding al ge-override het of nie, hulle gaan eendag voor die Here moet staan, en die Here gaan sê, ek het binne in jou 'n godsbesef gesit, 'n godsbewustheid gesit, om bewus te wees dat daar is iets wat geskep het, en alhoewel ek nie 'n naam kan sit nie, en alhoewel ek nie die volle prentjie het nie, weet ek, God het gemaak en geskep. Ek het 'n godsbewustheid in jou gesit, en tweedens, kyk net na my skepping. Kyk net na my skepping, en dan sal jy weet, dat iemand moes gemaak het. Nou jy kan vandag nog, kan jy gaan kyk na die Big Bang, en wat die Big Bang vir jou verduidelik, en dan besef jy, dat die teorie skiet so ver kort, om vir my en vir jou die antwoorde te gee, oor die kompleksiteit, die grootheid en die kompleksiteit van hierdie skepping. So kyk net na die skepping. Hy sê, so hierdie ongelowige nie-Jode, hierdie goddelose mense, kan nie hulle self van die tafel afhaal en sê, maar ons is nou onskuldig nie. Hy sê, want ek het binne in julle dit klaar gesit. So dis jou tweede groep, vir jou ongelowiges en gelowiges, hulle die wette, jou nie-Jode, hulle het die godsbewustheid en die skepping wat om hulle is, en dan gaan kyk ons na die gelowiges. Dis nou die ouens met wie Paulus praat. En hy het vir ons hulle geïntroduce in Romeine 1 vers 6 tot 7, dan sê hy, julle is deel van die nie-Joodse nasie, die ouens wat God uitgekies het. So met ander woorde, hy praat nou met hierdie ouens. Maar dan kom hy vir ons in vers 14, hoofstuk 2 vers 14, en dis waar ek en jy met ons studie aangaan. Hy gaan hierso en hy sê vers 14, hy sê wat nou die nie-Jode betref, wat nie God se geskrewe wet het nie. As hulle instinktief die vereistes van die wet nakom, selfs al het hulle nie die wet nie, stel hulle vir hulle self 'n wet. Hulle optrede toon duidelik dat die vereistes van die wet in hulle harte geskryf staan. Boonop bevestig hulle gewetens dit deurdat hulle gedagtes hulle of aankla of vryspreek. So met ander woorde, nou sit ek weer vir julle die top 10 in. Nou kom en hy sê vir ons dat die nie-Jode nie, die ouens wat ek en jy is,
Ons het nie groot geword, nou dit blyk anders in ons konteks. Ons het nou groot geword as Christene en jou ouers het die 10 gebooie in jou keel afgesit, hoofsaaklik die eer jou vader en jou moeder. Dis in jou maak jou bed op, ek wil nie eer jou vader en moeder. Ons ken daai nou. Maar so dis wat basies nou. So ons het groot geword, maar dis nie tegnies vir ons gegee nie. So sit jouself net eers in die kategorie van 'n nie-Jood. Nou sit ons en ons vra onsself die vraag: as ek nou vir jou gewete nou kan toets, okay? Om God alleen te aanbid, as ek jou nou moet vra om eerlik te wees, is daar enige iets in jou lewe heiliglik wat meer van jou tyd en aandag kry as God? Jou werk, jou tyd, social media, jou social interaksie tussen vriende, is daar iets wat meer tyd en energie kry by jou as God? Okay? En nou vra jy, as jy daai vraag gaan antwoord, hoor nou wat sê jou gewete. Okay, geen afgod maak nie. As ek nou vir julle nou moet sê, okay, julle vandag, ons gaan nou vir ons 'n lekker groot vet plamp duifie opsit en ons gaan van volgende week af gaan ons almal nou buig voor hierdie duif. Die enigste ouens wat volgende week by hierdie diens gaan wees, is die ouens wat nie vandag hier is nie. Dis basies al wie dan gaan kom. Okay, so daai weet jy, dit gaan nie gebeur nie. Jy gaan nie nou skielik begin buig voor 'n ding nie. Dan sê hy, maar jy mag nie God se naam uitlik gebruik nie. Nou, meeste van ons probeer daai ding onderhou. Sabbat, jy moet die Sabbat heilig hou. Wat beteken jy mag nie werk nie, mag niks doen op dit nie. Nou, niemand van ons voel skuldig daaroor nie, want niemand van ons worry daaroor nie. Nee? Okay, toe maar, ons gaan aan volgende ene. Eer jou ouers. Nou jy ek dink nie ek weet nie of ons altyd skuldig voel nie, ek dink daar is party mense wat wel meer inclined is vir dit. As jy ouer is, dan sê jou ma dalk vir jou, bel jou ma elke week en dan vee jouself af. So maar vir wat dit werd is, kom ons skiep hom ook. As jy skielik moet begin moord pleeg, uitstap iemand doodskiet, wat dink jy sal gebeur met jou gewete? Nou as jy nou al jou 14de persoon doodskiet, is dit 'n hele ander conversation. Maar vir wat dit werd is, daar sal iets wees in jou gewete wat jou gaan pla. En die volgende ene, om nie egbreek te pleeg nie, weer eens ons society het amper al hierdie genormaliseer. In die begin voel ons skuldig oor om nie te steel nie. Maar weer eens, oor 'n lang termyn, baie R5, was amazing. Okay, so dis wat gaan gebeur. Om nie te lieg nie, in die begin voel jy skuldig, later doen jy nie meer nie. Om nie te begeer nie, nou daai voel ek ook is society sê amper half vir ons, maar begeer is die epitome van. Kyk na al hierdie ouens, kyk wat hulle het, kyk na die celebs en dis wat plaasvind. So net deur hierdie ouetjie te vat. En vir jou te sê, as ek vat, moenie steel nie, moenie moord pleeg nie, net God alleen aanbid. Moenie God se naam uitlik gebruik nie. Die oomblik wanneer ons hierdie goeters overstep, dan is daar iets in jou hart wat plaasvind. En hier kom hy en hy sê, selfs daai is 'n teken dat God sy wet geskryf het in jou hart. So hier is die beginsel. En dis die ding wat ek en jy nie altyd verstaan nie. En so party mense wil wegkom met die idee, ek het nie geweet nie, maar hier is die beginsel. God het sy wet in ons harte ingeskryf. Hy het in jou ingeskryf. Dis in jou ingewire. Jou gewete is in jou ingewire. En so vanaf klein jong ouderdom af, 3 jaar oud, 4, 5 jaar oud, is daai gewete is in jou. En so hierso kom hy en hy sê die oomblik wanneer ek en jy dink ons het nie die wet nie, ons het nie die 613 gekry nie, dit beteken ek is nou okay. En sê nee, jou beginsel is, eendag staan jy voor God, en jy het geweet, jy moes nie gesteel het nie, en jy het gesteel, en jy het skuldig gevoel, wat beteken jy geweet is verkeerd. Nou maak dit my en jou skuldig voor God. So kom ek sit nou weer vir julle die groepering van mense. Essentially wat hierdie gedeelte vir my en vir jou sê, is elke een van hierdie mense het 'n weergawe van wat reg en verkeerd is. Vir die Jode 613 reëls. Vir die ongelowige nie-Jood
Vir hom het hy 'n godsbewustheid en hy het die skepping. Vir die gelowige Jood het jy nie net jou godsbewustheid en die skepping nie, maar jy het ook 'n gewete wat binne in jou is, want God het dit in jou hart ingeskryf. En essentially wat hy vir my en vir jou sê, is nie een van ons kan hierso staan en sê ek is onskuldig nie. Ek is onskuldig. Ek het nie geweet nie. Dis ultimately wat hy nou vir ons sê. So ek en jy gaan nou eventually voor God staan en nou gaan ons terug na vers 12 toe, waar ons nou gestop het. En nou vers 12 en vers 13 gaan hierdie conversation vir ons opsom. Hy sê, want almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. So hy praat nou met nie-Jode. Hy sê, julle het nie groot geword onder die wet nie, maar julle gaan verlore gaan sonder daai einste wet. En almal wat onder die wet gesondig is, hier praat ons nou van Jode, sal deur die wet veroordeel word. Beide groepe gaan verlore. Of jy 'n Jood is en of jy 'n nie-Jood is nie, al twee groepe se oordeelsdag beteken jy eindig in die hel. Dis die realiteit. Dis wat hy vir ons sê. Hiersoos hoekom ek sê hierdie is vir ons eintlik so belangrik om te stop en aandag te gee, is want jy moet verstaan dat in my natuurlike toestand, waar ek voor God staan, selfs al is ek 'n kerkmens, is die uiteinde van jou oordeel die hel. Hoor mooi, net in jou wese, net 'n nie-Jood wat nog steeds gelowig is, wat nie jou gewete volg nie, sal maak dat jy in die hel opeindig. Vir die ou wat die wet ken, vir die ou wat die 10 gebooie ken, vir jou word jy veroordeel volgens die 10 gebooie, wat beteken jy eindig in die hel. Dis wat hy vir my en vir jou sê, so nou sê hy vir ons, want dit is vers 13, want dit is nie die blote aanhoor van die wet wat mense vrymaak van God se oordeel nie. Dit is hulle wat God se wet gehoorsaam, wat God se vryspraak ontvang. Met ander woorde, dit help nie net, ek hoor die goed en pas dit nie toe nie. Jy kan vandag hierso sit en jy kan nie uitstap en niks het verander in jou lewe nie. En dan sê ek vir jou, jy moet eendag rekenskap gee voor God vir vandag. Hoe dankbaar is jy nou jy het kerk toe gekom om hierdie inligting te kry en te weet, die oordeel is nou erger op my. Thanks, Jaal, ek waardeer dit. Amazing, ek wou net by die huis bly. So dis wat gebeur is. Ek en jy moet verstaan dat in vandag net die wete is dat ek en jy gaan geoordeel word. En dis hard om dit te verstaan. En die groot ding is dit, daar is 'n gehoorsaamheid aan dit wat jy weet wat reg is, en dan is daar 'n ongehoorsaamheid. En hy sê die van julle wat dit hoor en nie toepas nie, wees versigtig vir die oordeel. Want daai oordeel se uitkoms is nie baie nice nie. So dis nie die ouens wat net hoor en nie toepas nie, maar dit is die ouens wat dit hoor en doen, want dis hulle wat God se vryspraak gaan kry. En so dis ultimately wat hy sê, want onthou, hy bou op vir ons na vers 16 toe. Vers 16 is waarmee ek die diens begin het. So sal dit ook wees op die oordeelsdag, wanneer God deur Jesus Christus sal oordeel oor die verborge dieptes van ons lewens. Daai goed wat weggesteek is, wat jy niemand wys nie, wat nooit opkom op 'n Sondagdiens nie. Dis die goeters daar diep in jou hart weggebêre. Dis daai goeters wat ons gaan laat oordeel, beleef. En dan sê, dit is deel van die goeie nuus wat ek verkondig. Hierdie is nie goeie nuus nie. Dis nie lekker nuus om te hoor nie. Wat's fout met jou, Paulus? Want hier is die groot ding, en dit herinner ons onsself, vir ons om te weet wat is die goeie nuus, moet ons besef wat is die slegte nuus. Hierdie is die slegte nuus. Nou as jy uitstap en jy was 'n besoeker,
gaan jy uitstap en sê, "Oh, hy het nou gesê ons almal gaan hel toe. Ek gaan nooit weer teruggaan na daai kerk toe nie." Wees rustig. Die gemeente wat saam met ons beweeg, weet, ons kom eventually by Romeine 3, dan Romeine 4, dan Romeine 5, 6, 7, 8. In die tyd wat ek en jy daar kom, is ek en jy kniediep in die goeie nuus. Maar hierso is waarmee ek en jy moet wegstap. Geen persoon, maak nie saak of jy 'n Jood of 'n nie-Jood is nie. Maak nie saak of jy 'n gelowige of 'n ongelowige is nie. Die toestand waarin jy is, net soos jy is, sonder Jesus, gaan jou maak opeindig in die hel. Moenie vir 'n oomblik sit en vingers wys en dink is nie ek nie. Paulus se hele gedagte wat hy met my en jou wil deel, is hy sê hierdie sluit ons almal in. As jy moet verstaan een ding. Sonder God is ek letterlik in my hel in die duiwel se hel in. Dis waartoe ek gaan eindig. Sonder Jesus, sonder God, is dit my uiteinde. En so mag ek en jy vanoggend besef, dat so sleg is wat dit is, om hierdie slegte nuus te hoor, is ons opgewonde oor die goeie nuus. Want as ons besef hoe sleg dit is, besef ons net hoeveel genade het God regtig gewys vir my en vir jou. So dis hoekom ek en jy nie vingers wys nie, dis hoekom ons nie dink ons is beter as ander nie, dis hoekom ons nie onsself een kant sit en sê, ja, maar ek het nie geweet nie. Jy kan nie eendag voor die Here staan en jou oulikste babyface opsit nie, want daai dag beteken niks. Net een ding gaan saak maak. Maar dit is toegesluit in die goeie nuus. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om saam te kan wees. Ek bid, Here, soos dit ons stelselmatig hier deur hierdie woord gaan besef ons, Here, dat u woord herinner ons, Here, wat is die toestand van ons harte? Die toestand van ons harte is ons as mense wat nie gehoorsaam is aan u wet nie. 613, 10 wette, ons gewete, die bewustheid wat u in ons gesit het. Here, ons is nie gehoorsaam aan hierdie goeders nie. In ons wese het ons nou net 'n week gehad waar ons hierdie goeders oorskry het met alles wat in ons is. En Here, ons gaan 10 teen 1 'n week ingaan. En ons gaan 10 teen 1 nog van hierdie goeders heeltemal verkeerd kry. En dan besef ons, Here, dat daai toestand is eintlik suppose om vir ons te laat wakker skrik, Here, want in daai oorspronklike toestand is ons uiteinde hel. Here, mag ons besef dat as dit ons huidige toestand is, dat ons 'n opgewondenheid kweek oor die goeie nuus wat U vir ons gegee het. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.